Dis Werner en Jacobus van die Katholieke Netwerk. Vanaand het ons 'n spesiale gas. Brendan was al op die Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Ek en Brendan het gesels oor die verskille en ooreenkomste wat ons as Katholieke met die gereformeerde tradisie het. En ons het die voorreg om weer vir Brendan hier op te hê. Vanaand gaan ons gesels oor die rol van priester of predikant, verskillende terme wat gebruik word vir 'n soortgelyke amp van die kerk, maar wat sekere verskille het wat ons al oor gaan gesels, maar wat baie ooreenkomste ook het. So ek dink ons kan die gesprek begin deur net weer te sê, ek en Brendan ken mekaar al van 2019 af, toe ek eerstejaars student was. Hy was ook eerstejaars student by die Noordwes Universiteit. Hy het eers iets anders studeer en toe in sy tweede jaar oorgeskakel teologie toe, spesifiek gereformeerde teologie. En Brendan is al van die begin van die jaar af 'n dominee. Brendan, ek kan nou dat ek daaraan dink, ek kan nie jou gemeente se naam onthou nie. Nee, dis nie 'n probleem nie. Die gemeente is Gereformeerde Kerk Klerksdorp. So daar's twee gemeentes in Klerksdorp. Ons is Gereformeerde Kerk Klerksdorp en dan's daar 'n Gereformeerde Kerk Klerksdorp Noord. So daar was in die verlede meer gemeentes, maar ek dink soos wat dit maar wêreldwyd gebeur, kerke krimp. So ons is nou net twee gemeentes in Klerksdorp oor. Okay. Nou Jacobus, ek dink meeste mense wat na ons luister ken jou storie al, maar net om vinnig net te noem, wat is jou ervaring rondom hierdie kwessie? Ja, nee, baie dankie, en dankie ook van my kant af vir Brendan om vanaand so lekker met ons saam te gesels. Ja, ek dink die hele kwessie van die rol van ampte in die kerk, die woord wat ons kan gebruik nou vanaand, is ook in die Katholieke Kerk op hierdie stadium weer in die nuus of in gesprekke rondom die aandrang van veral byvoorbeeld in Duitsland van sekere van die Duitse priesters en biskoppe wat ook graag sou wil hê dat daar vroue priesters moet wees. En in die algemeen ook maar die rol van die priester wat net soos ek dink in die ander kerkdenominasies, die rol van die dominee of die pastoor wat kort maar ook weer in die spervuur kom om verskeie redes en het sy herdefinisies daarvan, die hele kwessie oor die vrou in die amp gedurig deur in die agtergrond by baie denominasies, ook in die Katholieke Kerk. So dit bly altyd 'n relevante ding om te praat oor kerkstruktuur, kerkgesag, kerkregering, die ampte in die kerk. Ja, dis 'n belangrike onderwerp om nie te ver van ons af te hou wanneer ons oor kerk praat nie. Ja. Ek dink dit sal goed wees as ons kan begin, en ek dink jy het al begin daaraan raak, Jacobus, oor net vir 'n oomblik half bietjie tegnies te wees rondom die woord. Die Griekse woord wat ons, ek weet dit is die herkoms van die val nou in Afrikaans en dan wat eintlik oorspronklik is, die woord priester wat eintlik oorspronklik van die Duitse vertaling afkom van presbyter, of jy kan my help met die presiese Griekse bewoording daarvan, maar ek dink is goed kom ons begin net uit die Heilige Skrif en gesels net 'n bietjie spesifiek oor die rol van wat ons in die Nuwe Testament sien van die presbyter of die ouderling. En en ek dink van daar af kan ons dan sekere ooreenkomste sien en dan ook sekere verskille en waar die belangrikste verskille voortkom. So Brendan, ek dink jy van jou kant af, ek weet die gereformeerde formuliere sal definitief op die onderwerp raak en baie uitbrei op die funksie, spesifiek, en ek gebruik die woord funksie vir 'n rede, die funksie van of ek wil sê die funksie van die amp, maar kom ons sê maar die rolle van die amp.
as jy vir ons 'n bietjie daaroor kan uitbrei. Ja, nee, met graagte en ek gaan probeer om dit so kort as moontlik te hou want dis nie eintlik te ingewikkeld nie. Dis reg soos jy sê dat daar is Griekse woorde vir die verskillende ampte. Ek weet baie mense in ons kerkverband verkies om van dit te praat as dienste eerder as 'n amp, omdat op die ou einde of jy nou 'n diaken en of jy 'n ouderling is en of jy 'n predikant is, jy staan in diens van die kudde waaroor die Here jou gestel het. Maar dis nou net tegniese goedjies. So ja, jy's reg, daar's die een Griekse woord is presbyter of presbyteros, wat ons dan vertaal as ouderling, en dan diakonos, wat 'n mens vertaal as diaken. Nou ek het net hierdie afgelope Sondag 'n diaken bevestig, so dis alles nou redelik vars in my geheue. So maar ek dink as 'n mens kyk na ouderling spesifiek, as 'n mens kyk na 1 Timoteus 3, word daar verskillende vereistes gestel vir ouderlinge en diakens. En die een ding wat baie van die goed stem ooreen met mekaar, dit moet die man van een vrou wees, moenie byvoorbeeld 'n gewoonte drinker wees nie, moet nie vroeg in die geloofspad wees nie, want so kan die duiwel maklik die oorhand oor hom kry. Maar ek dink wat die ouderling baie afsonder van die diaken, is dat 'n ouderling moet kan regeer en hy moet kan leer. Dit is in die gereformeerde kerk en ek glo in 1 Timoteus 3 hoe die ouderling nou uitgesonder word. So eintlik 'n predikant is niks meer as 'n ouderling nie, dan spesifiek 'n leerouderling, wat die woord aan mense leer. So by al die vereistes wat gegee word, gewoonlik as ons uitkyk vir iemand, ons het 'n nuwe ouderling nodig vir 'n week of iets, dan vra ons, sal hierdie persoon, het hy die gawe ontvang om die woord te verkondig, en het hy die gawe ontvang om goeie heerskappy te voer oor die gemeente van God, of goeie regering. So ek dink dis maar die onderskeid, terwyl die diaken is primêr verantwoordelik vir die barmhartigheidsdiens, die liefdesdiens. So albei is ampte wat die Here gee, ten voordeel van sy kerk, en die ampte is nie veronderstel om die lidmate passief te maak, dat hulle terugsit en niks doen nie, maar die ampte is veronderstel, die mense in die ampt is veronderstel om die gemeente te dien, sodat hulle op die ou einde hulle rol as gelowige, en as in die ampt van gelowige, kan uitvoer. Maar ek dink die hoofding wat 'n ouderling onderskei is, 'n ouderling moet kan leer, hy moet onderrig kan gee en hy moet kan regeer. Dit is volgens 1 Timoteus 3. En ek dink ons kan dalk, ek sal eerder vertrou dat julle bietjie van julle kant af verder daarop uitbrei, want ek is bietjie onseker daaroor, maar daar's 'n ander woord wat in die Nuwe Testament gebruik word, episkopos. En in die gereformeerde tradisie, mens sal sien in die 53 vertaling word dit vertaal as opsiener, nie as ouderling nie. So, nou was die vraag vir 'n lang tyd in die kerkgeskiedenis, is daar 'n verskil tussen 'n opsiener en 'n ouderling? Is daar 'n verskil tussen 'n presbyteros en 'n episkopos? En dit is waar baie kerktradisies verskil. As mens, ek dink byvoorbeeld vat Werner, jy kan my nou korrigeer hierop, want jy was vir 'n rukkie in die Anglikaanse kerk, maar die Anglikaanse kerk sal sê daar's 'n verskil tussen presbyteros en episkopos. Dit is waar die episkopale kerkregering vandaan kom, dat hulle word regeer deur biskoppe. So ja, maar dis my 1 sent. Alright. Ja, ek dink Jacobus, ek dink dit sou goed wees as jy vir ons kan uitbrei op dit. Ek dink Brendan, jy het dit mooi geëindig met 'n belangrike, ek dink die belangrikste verskil rondom die gebruik van terme en hoe ons die kom ons sê die ampte sien as drie ampte van een sakrament, eerder as twee verskillende ampte, naamlik die ouderlingskap en diaken. So ja, Jacobus, as jy vir ons verder wil uitbrei op dit, en ook, ek dink begin raak aan die verskil, hoe ons dit sal benader. Ek dink, net om ook te noem, Brendan, jy het iets genoem wat ek dink 'n baie belangrike verskil is rondom die natuur, as jy wil, van wat dit beteken om 'n ouderling te word, in terme nou van wat die mense sal sê,
in Engels die recognition van 'n persoon, wat die gawe het, die erkenning van die gawe. Maar in die Katolieke Kerk, natuurlik is dit belangrik dat 'n persoon sekere gawes uitleef, maar spesifiek in hierdie geval gaan dit oor iets dieper, iets wat ontologies verskil begin maak of wat nie begin maak nie, maar ontologies 'n verskil maak in die persoon wat 'n priester word. Spesifiek in die feit dat hy kom ons sê het, uitgesonder word op 'n ontologiese manier, net 'n funksionele manier, nadat hy deur die gemeenskap erken is as iemand met die verskillende gawes om 'n ouderling te wees nie. So ja, ek dink Jakobus, as jy daarop wil uitbrei en nog verder gesels. Ja, ek dink daar's baie maniere of waarop ons hierdie saak sou kon benader as om die Katolieke perspektief te gee. Ek sou net terugval deur te sê, ek weet dat as ons kyk na in die Katolieke Kerk, die terugval op die Ou Testament, die echo wat ons ook het in Petrus, dat die totale Christendom, die totale kerk, die priesterlike koninkryk van God is. So daar's geensins 'n ontkenning by ons dat die lidmate almal priesters van die Here is met 'n bepaalde funksie en 'n bepaalde rol nie, en dat via die doop jy toegang kry tot daardie rol as 'n priester in die wêreld vir die Here. Maar dan sien ons in die Ou Testament dat daar tog 'n onderskeid getref word tussen die volk as priesters van die Here en dan ook die feit dat die Here die Lewiete uitkies as sy liturgiese priesters binne die volk Israel, met die doel dan om die volk Israel te leer, te onderrig en om noem het dan nou maar die liturgiese tussenganger te wees tussen God en die mens, om die mens om die volk by God te verteenwoordig en om dan God by die volk te verteenwoordig. En selfs by die Lewiete self, intussen hulle word die huis van Aaron spesifiek gekies dan om die rol van die hoë priesterlike amp dan ook te vervul. So, ja, die rol van die volk is om priester te wees op 'n baie algemene wyse, terwyl die rol van die priester dan 'n baie meer besonderse liturgiese funksie binne in die volk self is, om amper priester vir die priesters te wees, as ek dit nou so sou kon uitdruk, en selfs binne die priesters die onderskeid tussen hoëpriester en dan die ander Levitiese priesters. Ja, daar was die ander ampte van profeet en koning, en ek weet in die gereformeerde kerkreg speel die Ou Testamentiese ampte van koning en profete ook 'n rol wanneer daar gepraat word oor die ampte. Hoe dit ook al sê is, dan in Christus word dit alles vir ons saamgevat. Alles trek saam in hom, en hy wat dan koning, priester en profeet is. Maar in besonder sien ons dan die priesterlike funksie wat hy speel as die middelaar, en in besonder dan Hebreërs wat hom noem die hoëpriester. En dan sien ons hoe dat die Here spesifiek dan by wanneer hy dan ook vir hom 'n klomp mense as volgelinge roep, sy disippels, en tussen die disippels kies hy dan ook vir hom 12. So, al het almal 'n bepaalde rol, al het almal 'n funksie, al sê Petrus dan vir ons dat die Christene almal priesters is, sien ons hoe Jesus 12 mans uitkies om dan vir hom 'n besonderse rol te vervul. 'n Rol wat nie maar net gerig is op die wêreld nie, maar 'n rol wat ook daar is om die kerk self op te bou. Om weer eens om basies die ander priesters, om die res van die Christendom ook op te bou en te regeer. Daardie besonderse rol, glo ons dan, word spesifiek op verskillende plekke in die Nuwe Testament, in die evangelies in besonder, kry ons iets daarvan. Matteus 16 speel vir ons 'n belangrike rol, die sleutelmag, die sleutelbevoegdheid wat gegee word aan Petrus, en in 'n sekere sin ook aan die ander disippels, ek sê aan die ander apostels, maar dan sien ons spesifiek met die instelling van die Eucharistie, by die donderdag aand, of die aand voor sy kruisiging, by die instelling van die nagmaal, hoe dat Jesus dan op 'n besonderse manier hierdie 12 apostels intrek
by die sakramentele aard van die Eucharistie. Wanneer hy aan hulle daardie geleentheid gee om te sê, doen dit tot my gedagtenis, doen julle nou net so. So vir ons is daardie priesterlike amp dan wat dan in die kerk oorgedra word deur Christus aan die besonderse 12, daardie priesteramp hou vir ons 'n direkte verband met die Eucharistie. Natuurlik al die 7 sakramente in die Katolieke Kerk hou direk met mekaar verband en kan nie van mekaar losgemaak word nie, maar daar is vir ons 'n direkte, baie nou verbintenis tussen die instelling van die priesteramp en die Eucharistie. En dan sien ons dat die 12 apostels dan op 'n besonderse manier die priesters van die Here word. En wanneer ek dit sê, is dit priesters wat deel in Christus se hoëpriesterskap. So daar aan die begin tref ons nog nie 100% die onderskeid nie, tussen die verskillende woordgebruik nie. Het gaan net oor die instelling van die bediening, van die orde. Ons gebruik ook in ons kerkorde, in die Canon Lawboek word dit genoem die sakrament van die heilige ordes, die priesteramp. En die priesteramp dan in sy liturgiese vorm het ook sy drieledigheid, naamlik die diaken, wat deel in die priesterlike funksie van Jesus in terme van sy bediening van mense op 'n besonderse pastorale vlak. Dan het ons dis die diakonos. Dan het ons die presbyteros inderdaad. Die presbyteros is daardie liturgiese funksie wat nou direk die diakens ook rondom die altaar, maar die priesters baie te doen het met die Eucharistie en op 'n besonderse manier die regering van, in ons taal, die plaaslike parochie. Die plaaslike parochie. Die diaken in 'n sekere mate ook, maar hy het nie dieselfde bevoegdheid, regeerbevoegdheid as die plaaslike priester in die parochie nie. En dan het ons die episkopos, wat dan as die opsigter deel in Christus se hoëpriesterskap in terme van die bisdom, die diocese in Engels, en hy is dan baie direk, glo ons, gekoppel aan die apostoliese opvolging en dan direk gekoppel binne in die priesterskap van Jesus. Dis die episkopos, die presbyter, alhoewel al drie in Christus se priesterlike funksie of priesterlike hoërpriesterskap deel, glo ons dat spesifiek die biskop, die episkopoi, of die episkopos, deel in die volheid van Christus se hoëpriesterskap. Hy het die bevoegdheid om die ander twee te orden. En ons glo ook dat omdat die sleutelmag op 'n besonderse manier gegee is aan Petrus en ook die 12, daarom die apostels verteenwoordig en dan die biskoppe in die afgeleide sin verteenwoordig op 'n baie besonderse manier die apostoliese lyn van gesag, die waarheidselement van die tradisie, die waarheidselement van hoe die skrif geïnterpreteer word. So daarom is dit eerstens die biskop wat deel in die hoëpriesterskap van Christus, dan afgelei die priester en dan weer verder afgelei die diaken. En daarom is dit ook so dat ons glo dat deur die genade van God en die krag van die Heilige Gees, wanneer die drie ampte, wanneer die drie ordes, wanneer jy geordineer word, dan is daar 'n beseeling van die Heilige Gees, sodat daar 'n verandering in jou karakter plaasvind. Daar's 'n innerlike verandering wat deur die Heilige Gees op jou karakter gebring word, as 'n diaken, as 'n priester en as 'n biskop. En net sommer so terloops, die Heilige Vader, die paus en sowel sy kardinale is bloot eenvoudig administratiewe poste, met administratiewe poste. Jy word nie geordineer as die paus of geordineer as 'n kardinaal nie. Dis bloot eenvoudig 'n instelling, ja, binne die liturgie, maar dis nie 'n salwing wat plaasvind soos by die ander ampte met olie en die aanroep van die Heilige Gees deur die oplê van hande nie. Dis net 'n administratiewe funksie, en daai administratiewe funksie het bepaalde gesag, maar dis nie 'n liturgiese funksie in die eerste plek, die rol van kardinaal of selfs die van die Heilige Vader van die paus nie. Ja.
So as ek reg verstaan, ek het al baie opgelees oor die Rooms-Katolieke Kerk in my vrye tyd, want ek sien dit as my plig om mense te kan antwoord wanneer hulle vra oor ander denominasies en al die soort dinge. So as ek dit reg verstaan, die hoogste amp in die Rooms-Katolieke Kerk is die van biskop. Dit is die hoogste amp, en dan die kardinale, wat nou natuurlik deur die paus gekies word, en die paus self het 'n administratiewe funksie, maar ek bedoel die paus is die biskop van Rome, as mense so kan sê, so verstaan ek dit reg in daai sin? Dis korrek, ja. Die kerk is vir ons baie, en dit is seker ook in 'n mate in die gereformeerde kerk so, maar die kerk is hiërargies vir ons, en die biskop is die hoogste gesag. En dis waarom ons, en dan ons susterkerk, die ortodokse kerk, saamstem en verskil wanneer dit kom by die rol van die biskop van Rome. Hulle is meer konsiliair as ons, in terme van die biskoppe, die apostels is almal gelyk, en tog in die Katolieke Kerk is die biskop van Rome weens bepaalde redes binne die tradisie in 'n regerende funksie is hy die eerste onder gelykes met 'n bepaalde regeringsfunksie wat hy dan ook het. So jy's reg. Kardinale is daar vir die bestuur van die Vatikaan en die kerk op 'n baie breë administratiewe vlak. 'n Kardinaal is nie 'n hoër gesagsposisie as 'n biskop nie. Hy kan nie maar net inmeng in 'n biskop se bisdom nie, behalwe as hy met opdrag van die paus, van die Heilige Vader afkom om spesifiek iets te kom doen, dan behartig hy dit namens die paus en op gesag van die paus, maar hy kan nie in homself in sy amp as kardinaal kom inmeng in 'n ander biskop se bisdom nie. So kardinale is nie hoër, jy's heeltemal reg Brendan, hoër in gesagsposisie as 'n biskop nie. Die biskop is die soos Clement van Rome en Ignatius van Antiochië sê, dit is die een waar rondom die kerk draai. Hy is die een wat direk verantwoordelik is, die sigbaar wording van kerkeenheid ook. Dis die biskop in die eerste plek. Ja. Ek hoor, ja. En ek moet nogal sê, in die gereformeerde kerk, bely ons, ek dink ons het mos nou, soos wat julle belydenisskrifte ook het, die Rooms-Katolieke Kerk, as 'n mens byvoorbeeld kyk na julle mees tradisionele julle mees onlangse geloofsbelydenis is mos nou die Catechism of the Catholic Church, waarin die dogma van die kerk mooi neergelê word. Ons het soortgelyke dinge, ons het, maar soos julle sal bekend wees met die 3 formuliere van enigheid, en dan het hou ons by die Dordtse kerkorde. Dit is by die synode van Dordrecht vasgestel om dan die orde te wees. Maar wat nou ironies is dat ons bely dat daar nie hiërargie in ons kerk is nie, maar op 'n praktiese vlak lyk dit soos hiërargie. So dis nou, en dit is wat juis hierdie hele saak rondom die vrou in die amp vir so baie 'n seerpunt gemaak het, dat ons bely in ons belydenis en in ons kerkorde, wat 'n afleiding van die belydenis is, dat ons is nie hiërargies nie. Dat ons het byvoorbeeld, ons brei uit, nie so nie, maar so. Dat jy het byvoorbeeld die plaaslike kerk, of nou die parochie, soos julle dit sou sê, en dan het ons 'n klassis, en dan het ons 'n streeksynode, en dan het ons 'n algemene synode. En ons bely dat daar is nie gesag nie, maar tog, as mens prakties daarna kyk, dan wil dit amper voorkom asof die synode regeer. En dit is wat baie mense ongelukkig maak met hierdie besluit rondom die vrou in die amp, want hulle voel die synode het bietjie hulle kan mens amper sê hulle jurisdiksie bietjie oorsteek, bietjie gesagrol ingeneem, terwyl ons sê dis nie die synode wat gesag het nie, dis die besluite wat staan wat 'n gesag het. Dis hoekom ons, anders as die NG Kerk,
In die NG Kerk het hulle vir soos 'n periode, 'n staande moderamen, wat soos vir 'n 4 jaar of 5 jaar periode is jy nou die moderator en jy het jou skriba en alles, terwyl ons sê, ons kies die moderamen by die synode en aan die einde van die synode is daai moderamen ontbind. Ons het geen permanente moderator nie. Maar nou die probleem het gekom dat ons sê die besluite wat geneem is staan. Dit is wat gesag het. Maar baie mense voel die synode het bietjie hulle grense oorskry, as 'n mens dit so kan sê, en dis hoekom baie mense ook ongelukkig is. Ja. Ja, dit is altyd vreemd vir my, wanneer mense, ek is seker van jy is bewus van my eie agtergrond, Brendan, maar dit was vir my altyd vreemd hoe mense, jy weet, op papier, in terme van die kerkorde en alles, dit wat gesê word oor 'n synode, en selfs die gesag van die kerkraad, maar die oomblik as die synode volgens kerkorde besluite neem, rondom orde in die kerk, of die plaaslike kerkraad, dan is mense baie vinnig om te sê, maar die synode het nou sy gesag oortree. En die vraag is dan altyd, maar weet, wie besluit uiteindelik hieroor? En ek dink dit bring 'n mens terug, en dis iets waarmee ek dink ek en Werner ook sal moet erken in die tyd wat ons leef, die gevaar altyd van die eie ekkigheid wat self wil besluit oor wat is die waarheid en wat is die moreel-etiese reg of verkeerd van 'n saak. En dat ons nie altyd graag onsself wil onderwerp aan 'n ander liggaam wat die bevoegdheid sou hê om daaroor te besluit nie. By ons is daar talle voorbeelde wat ek nou so kan noem, ek dink alle denominasies worstel met die ding van selfde geslagverhoudinge byvoorbeeld. Ja. Maar die vrou in die amp is een daarvan. Want op die ouene, ja, dit raak dalk bietjie nou aan ander goeders ook, maar die vraag altyd dan is, as dit net by die plaaslike kerkraad sou lê om te besluit, sou daardie selfde mense dan nog steeds gelukkig of dan nog steeds ongelukkig wees as die kerkraad sou sê nee of ja? Sal hulle dan sê die kerkraad het ook hulle gesag oorskry? So dit is altyd vir my vreemd hierdie goed. Ja, nee, dit is. Ja. Ons sit met so 'n bietjie van 'n, kan mens amper sê, 'n paradoks, want ons bely in die gereformeerde kerk dat elke gemeente, so kom ons vat nou byvoorbeeld my gemeente of ons gemeente, gereformeerde kerk Klerksdorp, ons bely dat ons is ten volle kerk van Christus. Die plaaslike kerk is ten volle kerk van Christus, dis wat ons bely in ons kerkorde. Maar dan bely ons dat verskillende kerke, dis net so terloops hoekom ons nie die gereformeerde kerk van Suid-Afrika is nie, maar die gereformeerde kerke, want ons is kerke wat by mekaar kom om met mekaar te praat en dinge te reël en al sulke tipe goed. Maar ek stem heeltemal saam in die sin van die rede hoekom ons dinge soos 'n klasis en 'n streeksynode en 'n synode nodig het, is want 'n plaaslike gemeente kan dwaal. En as 'n plaaslike gemeente dwaal en hy staan op sy eie, dis hoekom ek nie ten gunste van 'n kongressionalistiese beeld van die kerk is nie, want 'n kongressionalistiese beeld sê basies dat die kerkraad het die finale besluit, maar wat as daai kerk afdwaal? Daar's niemand om hom reg te help nie, terwyl in ons kerkregeringsstelsel, as ek as predikant sommer eendag van die kansel af sê, ek doop nie meer babas nie, want ek glo nie hulle moet gedoop word nie. En ek het so 'n charismatiese karakter dat ek die hele kerkraad oortuig, dan is daar 'n klasis om vir ons te sê, maar wat julle doen gaan teen die belydenis in. En as die klasis ons nie wil reg help nie, is daar die streeksynode wat sê julle gaan teen die belydenis in. So dis net so terloops hoekom ek teen 'n kongressionalistiese manier van kerkregering is. Maar nou ook wat jy gesê het wat waar is dat wat dit nou moeilik maak, is nou kom ons saam, sê nou maar by 'n algemene synode wat die grootste meerdere vergadering is, en nou word daar besluite geneem, en soos die kerkorde sê, die besluite wat geneem word is vas en bindend, tensy daar bewys kan word dat dit met die skrif, dat dit die skrif weerspreek, maar nou is die groot probleem, wat doen 'n mens as jy met twee groepe mense sit, en dit kom baie terug na dinge so selfde geslag, verhouding, vrou in die amp, wat doen jy as jy met een groep sit wat sê,
ek kan uit die skrif hierdie bewys, en 'n ander groep wat sê, ek kan nou weer ook uit dieselfde skrif uit hierdie bewys. Dis wat die hele saak so moeilik maak. Ja, en as ek dit bietjie kan terugbring dalk na die amp self toe, is dat dit is waar by ons, sowel as by die ortodokse kerk, die tradisie dan 'n bepaalde rol speel en die biskop in 'n besonderse manier die beskermer ook is van daardie tradisie en eintlik die biskop saam met die ander biskoppe. Die beskermer is van daardie van die tradisie, die geloofsbeursie wat dan oorgedra word van biskop na biskop toe. En ja, ons kan baie praat oor wanneer die biskop self, soos die afgelope Sondag by ons, was die eerste faset of die eerste tree wat gegee word deur nuwe kategese in die kerk, kategete in die kerk, waar hulle inkom in die kerk en aan die deur klop en hulle inkom en dan so word daar vir hulle gevra, wat wil hulle van die kerk hê? En dan word daar gesê, geloof. En dan word uiteindelik aan hulle oorhandig, ja, 'n kruisie, 'n kopie van die Onse Vader, 'n kopie van die geloofsbelijdenis van Nicea, en dan is die idee dat hulle nou dit hulle eie moet maak in die dag wanneer hulle in protestantse taal belydenis van geloof aflê, of die vormsel ontvang, dan moet hulle daardie geloofsbelijdenis terug sê aan die kerk. So daar's ook 'n sigbaarheid van die oorhandiging van die tradisie tot by die lidmate self. Maar die rol van die biskop dan as die bewaarder van daardie geloofsbeursie, en wanneer dit nodig sou wees, dan sal of 'n konsilie saamgeroep word, of die magisterium sal 'n beslissing vel oor die interpretasie van die geloofsbeursie, ook in terme van die skrifbeskouing. So daarom by ons byvoorbeeld het Paus Benedict en Francis dit eintlik gesê, dat dit is onmoontlik vir die kerk om te beslis oor iets soos die rol van die vrou in die amp, want weens hoe Christus die amp ingestel het, die orde van die priesters ingestel het, en die ontwikkeling in die tradisie, en hoe die tradisie die skrif lees, het die kerk nie bevoegdheid om vroue in die amp aan te stel nie. So 'n plaaslike bisdom kan oor 'n klomp dinge kan die biskop self besluit. Daar's 'n klomp goed wat die biskop kan doen. Daar is dit kultuur speel 'n rol en sulke tipe van ding, en hoe sekere goed plaaslik uitbeoefen word, ensovoorts, maar rondom die interpretasie van die skrif kan plaaslike biskoppe nie besluit nie. Ja, dit maak sin. En daarvoor het die biskop die ander biskoppe nodig, en die biskoppe het die tradisie en die Bybel nodig, en die skeidsregter in dit alles is die paus, is die paus saam met die magisterium. En die magisterium eintlik weer is altyd die totale biskoppe, in samehang met die paus, of in samewerking met die paus. Maar hy is dan uiteindelik die skeidsregter. So ons kan nie besluit oor die vrou in die amp in die Katolieke Kerk nie, want die kerk het nie daardie bevoegdheid nie. Ja. En dis nou wat vir my baie interessant is oor hierdie hele situasie. Ek hou van jou gebruik van woorde wat jy sê dat die kerk het nie die bevoegdheid nie, want dit sal teen julle tradisie ingaan, en dit sal teen die kan my sê julle 3 pilare ingaan, die skrif, die tradisie en die magisterium. So, en nou wat by ons die probleem is ons het 'n soortgelyke ding. Ons sê dat, ja, plaaslike kerke mag alles reël soos hulle wil. Jy mag besluit wanneer jou oggenddiens is, jy mag besluit of jy 'n aanddiens het, jy mag al daai goed vir jouself besluit, solank jy nie buite die belydenis beweeg nie. Wat nou ons 6 belydenisskrifte is, die 3 ekumeniese belydenisskrifte, en dan die 3 formuliere van enigheid. En dis juis waaroor hulle nou vasgesit het by ons vorige synode, want daar's 'n groep mense wat sê, die vrou in die amp is 'n belydenissaak, en ander mense het gesê, dis nie 'n belydenissaak nie, daarom kan julle dit nie op ons afdwing, om dit op die plaaslike kerkvlak toe te pas nie. En dis nou die groot probleem waarmee ons sukkel. Ek dink dit is amper, as mense in 'n neutedop die hele probleem van die algemene synode wil opsom, is dit. Daar's 'n groep mense wat sê, dis 'n belydenissaak.
En as hulle reg is dat dit 'n belydenis saak is, dan moet die plaaslike kerk gehoor gee. As hulle verkeerd is dat dit 'n belydenis saak is, dan moet die plaaslike kerk kan besluit, want dit is dan nie 'n belydenis saak nie. Maar nou sit jy met twee groepe wat met mekaar stry daaroor en dis die penarie van dit alles. Ja, want die vraag is dan wie uiteindelik besluit daaroor watter groep is korrek of nie. Ja. Wie en waar lê die gesag om daardie beslissing te vel sodat die eenheid van die kerk ook beskerm en bewaar word. En weer eens, dis vir ons direk gekoppel aan die ampt van die biskop, die beskerming ook van die eenheid in die kerk. En dit is waarom die biskoppe, alhoewel hy in sy plaaslike bisdom autonoom is in terme van administratiewe sake en sulke goeders, is hy nie autonoom wanneer dit kom by dogmatiese, etiese kwessies om self te besluit daaroor nie. Ja. En selfs die Heilige Vader die paus kan nie by homself net daaroor besluit nie. Daar is sekere omstandighede waarbinne hy sekere uitsprake maak wat bindend is, maar dis nie maar net soos wat mense dalk dink, dis sommer net op sy eie nie. En dis waarom ons in die verlede sien dat selfs wanneer jy sit met regtige swak, korrupte pause, soos die Borgia Alexander die 6de. Ja, hulle kon nooit aan die dogma van die kerk verander nie. Hulle het nie eens gewaag om te raak aan die dogma van die kerk nie. Aan die tradisie van die kerk nie. Hulle het 'n klomp dinge gedoen wat verkeerd is, maar hulle kon nooit raak aan die tradisie en die dogma van die kerk nie, want dit was net nie binne hulle, daar's te bevoegdheid nie, daar's te veel, die Engelse praat van checks and balances, wigte en teenwigte, wat daar is, ja. Want in die NG Kerk sien 'n mens dit amper meer, die chaos, wil ek sê, van die problematiek, want die NG Kerk is wat die gereformeerde kerkreg betref, seker die een wat 'n bietjie die kerkreg die mees loste toepas, as ek dit so kan sê, en meer neig na independentisme, veral met vorige synodes in 2019, waar daar op 'n algemene besluit is dat die algemene synode nooit weer die bevoegdheid het om oor moreel etiese kwessies te kan besluit nie. Dit lê nou net by 'n plaaslike gemeente wat die deur oopgemaak het vir dat jy letterlik 3 NG Kerke in dieselfde dorp het en al 3 doen en glo verskillend. Die een verwerp groot dele van die geloofsbelijdenis, die ander een wil nie nagmaal gebruik saam met die ander een nie, en ja, elkeen doen net wat hy wil. Ja, en ek dink wat by ons nou weer, kyk, ons kan byvoorbeeld by ons as as 'n mens nou so gesels, dan klink dit asof die logiese oplossing vir die gereformeerde kerk is, gee net gehoor aan die synode se besluit, maar 'n probleem wat dit nou binne ons kerkreg weer skep, is dat, soos ek gesê het, by ons het die synode as liggaam nie gesag nie. Dis die besluite wat die gesag het. Ja. Maar die besluite is feilbaar. Die besluite kan verkeerd wees. Ons bely dit in ons gereformeerde kerkreg. Dit is nou die probleem, want toe ons nou die besluit geneem het want kom ek gee julle net so kort agtergrond oor wat gebeur het, is van 88 af worstel ons al oor, kan 'n vrou as 'n ouderling of 'n predikant dien? En daar was al by baie synodes verskillende goed besluit, en toe by 2023 se synode is daar gesê, weet julle wat, dit lyk nie asof ons 'n vergelyking gaan kom nie, want ons sit met 2 verskillende groepe, elkeen wat voel hulle kan hulle standpunt uit die skrif regverdig. So nou stel ons deputate aan. Die deputate gaan kyk wat moet gedoen word met gemeentes wat nie by synode besluite hou nie, en toets dit nou daai besluit wat geneem is, wat gesê het, en dis 'n 6-punt besluit wat die algemene synode geneem het, maar waarop dit neerkom is dat gemeentes wat vroue in die ampt het, is ongehoorsaam aan Christus. Nou dis daai woorde wat vir baie mense 'n baie aaklige smaak in die mond gelos het, want hulle het nou gesê, die synode plaas hulle nou op die vlak van Christus, en dis die probleem wat hulle gehad het, maar nou, die ander kant van die saak is,
nou natuurlik waar moet gesag lê? Want op 'n manier moet daar eenheid wees. Ons moet die eenheid bevorder. En ek is baie lief vir eenheid. Ek het en kyk, my kerkraad weet wat my siening is. En ek respekteer hulle as hulle 'n ander siening het. Ek lewe in liefde met hulle. As hulle glo hulle kan hulle standpunt uit die Bybel bewys, dan is ek enige tyd bereid om ek kan die wêreld se pad stap met iemand wat hulle goed uit die skrif uit kan bewys of probeer bewys. Maar dit is nou 'n baie moeilike saak, want soos ek sê, wat doen 'n mens as jy met twee groepe sit wat albei sê ons kan dit skriftuurlik bewys? Dis die probleem. En en daar moet ek sê, sien ek in die Katolieke kerk is die gesag gelê in die ampt van die biskop saam met al die ander biskoppe tesaam, en hulle moet seker maak dat die dogma word toegepas op plaaslike vlak. 'n Plaaslike parochie het nie die reg om te sê ons gaan nou 'n vrou 'n priester maak nie. So ja, maar nou wat dit vir my moeilik maak is, as jy sê die plaaslike gemeente is ten volle kerk, wat ek glo, dis my persoonlike siening, dan kan dit bietjie probleme veroorsaak as 'n plaaslike gemeente bietjie afvallig word met 'n spesifieke siening, soos daai voorbeeld wat ek genoem het van, as ek nou ewe skielik begin sê, ek glo nie meer in God se voorsienigheid nie, ek glo nie in die skepping nie. Maar as 'n mens nou weer sê, die synode het absolute gesag, dan kan dit probleme veroorsaak, want die synode kan verkeerd wees. Ek hoop wat ek sê maak sin. Ja. Ek wil net sê, Brendan, ja, kyk, jy het baie goed opgesom, en dis 'n komplekse saak, soos jy reg sê. En ek wil net eintlik teruggaan in wat jy gesê het in die begin, rondom my ervarings met die Anglikaanse kerk. Ek het net 'n kort periode, voordat ek Katoliek geword het, was ek in 'n Anglikaanse kerk gewees, en dit was die hoofstroom Anglikaanse kerk, jou meer Anglo-Catholic, om het so te stel, Katolieke kerk, die Anglican Church of Southern Africa. En iets wat ek wil nou nie, want ek het nie te veel kennis van al die kompleksiteite en kerkorde van daardie kerk nie, maar net om ek dink die rol van die biskop van Rome net weer vinnig in die gesprek in te bring. Die verskil byvoorbeeld, selfs het jy 'n biskop, priester, diaken, struktuur in die Anglikaanse kerk byvoorbeeld, of Anglikaanse kerke, daar is tog as gevolg van miskien die rol van tradisie byvoorbeeld, of die rol van die gesagsleer van die kerk of die magisterium, omdat byvoorbeeld in die Anglikaanse kerke daar, ek sê nie daar is nie so iets nie, of daar is nie 'n verering van tradisie nie, maar omdat dit nie so streng toegepas word, as ek dit so kan stel, in daardie kerkstruktuur nie, het 'n mens ook byvoorbeeld in die Anglikaanse kerke 'n redelike diversiteit van interpretasies oor verskillende dinge. So wat ek eintlik probeer sê is dat alhoewel daar 'n verskil is tussen die struktuur van die gereformeerde kerke en die Katolieke kerk byvoorbeeld, ek dink dit gaan ook oor kom ons sê die gesag van die kerk, of tot hoe hoog kan die gesag van die kerk gaan, in die sin van wie op die einde is 'n besluit geneem word. Ek dink nou byvoorbeeld, en dit is nou heeltemal is nou ons interkerklike kwessie. Môre is 1 Julie en môre is die beplande ordinerings van, ek weet nie of jy al gehoor het van die SSPX, die Society of St. Pius X. So dit is 'n klein groep wat in die laat 80s die eerste keer geëkskommunikeer is buite die Katolieke kerk, omdat hulle sonder die gesag van die paus biskoppe geordineer het. Okay. En toe het Paus Benedictus het dit toe, ek dink is in 2009, het hy die excommunications, het hy herroep tot niet gemaak, spesifiek van die 4 biskoppe wat geordineer is. Nie noodwendig mense wat die
kerk baie keer bygewoon het nie, maar dit daar gelaat. En van hulle fakulteite het hulle weer teruggekry byvoorbeeld om die bieg te doen, so confession en ook huwelike te oorsien. Maar môre is hulle van plan om weer biskoppe te ordineer. En vandag het die paus byvoorbeeld 'n pleidooi aan hulle uitgegee, want het hom sê, moenie dit doen nie, want dit gaan net verdere skering in die kerk veroorsaak. Maar sonder om nou in die details van daai issue in te gaan, ek noem dit net as 'n voorbeeld om te sê dat ek dink, miskien is dit ook so as gevolg van die grootte van die Katolieke kerk, want ek dink byvoorbeeld, baie keer as ek van die vaders lees, veral in die eerste 400 jaar, mens sien die rol van die biskop van Rome, natuurlik daar, en ons as Katolieke daardie tekste van die vaders sien as 'n verdediging van wat mense in Engels sê, papal primacy, die rol van die biskop van Rome, maar miskien is dit as gevolg van die feit dat ons vandag so jy weet, die grootte van die Katolieke kerk maak dit ook makliker vir die paus byvoorbeeld om te kan sê oor die nuwe biskop wat in daai uithoek van die wêreld geordineer gaan word. Dit is amptelik, dit is jy weet, so ek noem net dit weer as 'n voorbeeld van, ek dink dit gaan oor die struktuur wat verskil tussen ons, maar dit gaan ook meer oor tot watter punt kan en as ons sê die kerk besluit, bedoel ons eintlik die hiërargie van die kerk, maar daar is ook 'n element wat mense noem die sensus fidei, die sensus fidelium, of die feit dat dis nie dat net die hiërargie van die kerk net gesag het en kan dinge besluit sonder die inset van die leekes nie. Ek weet veral na die Tweede Vatikaanse Konsilie in die vroeë 1960s het die rol van die leekes het weer prominensie gekry daarna. Maar ja, so ek dink dit sou goed wees vir ons om, ek dink op 'n kwessie, nie noodwendig op die detail van die kwessie nie, want ek bedoel dis 'n hele baie gesprek op sy eie, die idee van die Eucharistie. En nou hoekom ek dit noem is, ek dink Jakobus, en jy het ook, ek dink dalk net vroeër daarna verwys, Brendan, so ek wil net aan julle half die vraag nie, maar kom ons sê die onderwerp daar stel van die Eucharistie en hoekom ons dit, want ek dink veral in die gereformeerde tradisie, en jy kan my asseblief help, Brendan, wat sal jy sê is en ek dink dan kan Jakobus dalk op dit uitbrei en meer van ons perspektief op praat van die rol van woord en sakrament. En as ons sakrament praat ons van al die sakramente, maar eintlik maar spesifiek die Eucharistie. Die rol van woord en sakrament as die plig, as die verantwoordelikheid van die ouderling of die presbiter. En dan vir ons, en ek weet Jakobus het al begin daaraan raak oor die idee van dat wanneer die sakrament van heilige ordes toegepas word op 'n man, dat hy sekere, in Engels noem ons dit indelible mark, 'n merk as jy wil op sy siel ontvang, wat hom op 'n spesifieke manier formeer aan Christus om in sy persoon op te tree. En ek weet, so ek noem dit net as 'n voorbeeld van waar ons begin dalk kan verskil op die onderwerp. So ja, Brendan, vertel ons 'n bietjie meer van soos ek sê, die rol van woord en sakrament. En vir die presbiter en dan kan jy Jakobus daar. Nee, met liefde. So ek wil eers net ook kommentaar lewer op daai ding wat julle sê van wanneer iemand geordineer word, dan kry hy amper amper asof die Here hom aan die siel gryp en hom afsonder vir hom. Ons het amper 'n soortgelyke ding. Ons praat van dit as inwendige en uitwendige roeping. So wat daarmee bedoel word is dat ek het die inwendige roeping ontvang op 20-jarige ouderdom dat ek 'n predikant wil word. Dit beteken ek voel die Heilige Gees het my geroep om 'n predikant te word en nou gaan ek deur die studies en ek doen alles en die oomblik as ek deur 'n gemeente beroep word, dan word daai inwendige roeping
bevestig deur 'n uitwendige roeping. So, maar dit daar gelaat, is net eintlik ietsie wat ek wou noem vir interessantheid. Met betrekking tot woord en sakramente, een van die dinge wat op my beroepsbrief staan, toe ek beroep is gereformeerde kerk Klerksdorp toe, en dit staan op elke beroepsbrief van elke gereformeerde predikant, is ons moet die woord en die sakramente bedien. Ek dink die groot verskil waar dit inkom, en ek en jy het al baie lekker persoonlike gesprekke daaroor gehad, is dat in die gereformeerde kerk het ons nie dis nie 'n sakramentele leefstyl nie, as ek dit so kan sê. Julle kan my nou korrigeer as ek verkeerd is, maar die Rooms-Katolieke leefstyl is 'n sakramentele leefstyl. Terwyl by ons sê die woord kom eerste, die sakrament kom tweede. So wat ons daarmee bedoel is, die woordverkondiging kry voorrang, en dan is die sakramente eintlik 'n visuele uitbeelding van woordverkondiging. So kom ek gee byvoorbeeld 'n voorbeeld van die nagmaal. Een van die dinge wat in ons nagmaalsformulier staan, is dat so seker as wat jy kan sien dat die predikant die brood breek, so seker as wat jy kan sien dat die wyn vloei, net so seker kan jy weet dat Christus se liggaam vir jou gebreek is en dat sy bloed vir jou gevloei het. So die sakramente word 'n visuele uitbeelding. Mens kan amper sê dis die evangelie voelbaar, tasbaar, sigbaar. En ons glo die rede hoekom die Here die sakramente vir ons gegee het, is omdat ons ongelukkig wesens is wat tasbaarheid nodig het. Byvoorbeeld met die doop bely ons dat net soos wat water jou veiligheid afwas na die dag, so was Christus se bloed jou skoon van jou sonde, en wanneer 'n mens sien hoe die babietjie gedoop word, of wanneer 'n mens sien hoe die nagmaal gebruik word, dan sien jy daai met jou geestesoog. Die evangelie word meer konkreet. So dis half ons verhouding tussen woord en sakrament, en ek weet hier begin ons so 'n bietjie verskil, maar soos jy ook mooi op jou dokument aangedui het, mens kan in liefde daaroor verskil. En dis waarvoor ons hier is, om gesprek te voer, om te sê wat is die verskillende siening, sodat die mense kan weet. Absoluut, dankie Brendan, ek waardeer dit. Ja Jacobus, kyk, soos ek vroeër gesê, ek ben van hierdie onderwerpe is so ryk, en ek, jy weet, mens kan baie daarop uitbrei nog verder. Maar ja, Jacobus, is jy van die, kom ons sê, katholieke, maar ek wil net noem, kom ons sê, die ortodokse katholieke perspektief, en dis baie dieselfde. Dis baie dieselfde. Ja, ek dink, die eerste opmerking wat ek sal maak, is dat in die katholieke kerk, wanneer ons praat oor die woord, dan is die betekenis wat ons koppel aan die woord, val ons dadelik terug op die woord logos. So ons sal in eerste plek sê, dat as ons sê, ons is mense van die woord, of ons is 'n kerk van die woord, dan is ons eerste bedoeling nie die Bybel nie, maar die logos, naamlik Christus. Hy is die woord, en dit is waar ons dan begin. Dan van hierdie woord, van die logos, kry ons getuienis, het ons getuienis, deur die Bybel, deur die kerk as liggaam van Christus, en deur die sakramente. En mense sou nou die tradisie kon bysit, maar die tradisie loop eintlik hand aan hand met die kerk, en sluit eintlik die Bybel ook in. Maar as ons net vir die gesprek wil onderskei, so ons bedoel in eerste plek met die woord die logos, en ons leer die logos nou ken, behalwe natuurlik vir die Heilige Gees, leer ons die logos ken deur die Bybel, deur die sakramente, en deur die kerk as die liggaam van die logos. Jy is heeltemal reg, Brendan, in die katholieke kerk en die ortodokse kerk, draai alles vir ons rondom liturgie. Die algemene liturgie en die besonderse liturgie, wat maak dat ons 'n liturgiese sakramentele wêreldbeskouing het en 'n manier van leef het. Alles is vir ons is liturgie, en dit is vir ons gebaseer op die mens se priesterlike funksie wanneer God ons skep. Die feit dat hy vir Adam sê dat jou werk is om die wêreld die Hebreëse woord te abaat, wat daardie priesterlike woord is wat weer later gebruik word om in Numeri en Levitikus die rol van die priesters ook te beskryf in die tempel, om te abaat, om alles te oriënteer tot God, om alles in te bring na hom toe.
sodat die skepping in homself dan inderdaad deel kry aan die glorie van God. Daarom vir ons op 'n besonderse manier is die wêreld gebroke, is materie nie vir ons iets sommer maar net negatief nie. Ons maak baie sterk daarvan dat ons nie gnostisisties is nie. En daarmee en ons sien dit in besonder in God wat mens word vir hom 'n materiële liggaam kry. En omdat God dan sy hande in die modder sit, soos in Genesis 2, en met die modder werk, en Jesus dit weer kom doen deur 'n materiële liggaam, daarom glo ons dat net soos wat Jesus partykeer praat en mense genees, doen hy ook deurdat hy modder en sy spoeg met mekaar meng, of sand en sy spoeg met mekaar meng, materie gebruik en mense genees en gesond maak. So, ons glo dat God op 'n baie besonderse manier deur, en ek gaan nou met opset hierdie woord gebruik, deur die skepping kan werk, omdat hy van die skepping 'n ikoon maak. En die rede hoekom ek daardie woord gebruik is omdat die Grieks vir ons sê in Kolossense dat Christus vir ons 'n ikoon is van die Vader, die liggaam, die liggaamlike Jesus Christus, die persoon van hom is 'n ikoon van die onsigbare God. En ons sê, net soos wat Jesus dan van materiële dinge gebruik maak om met mense te werk, doen hy dit steeds. Daarom vir ons is die sakramente nie net, en ek wil nou mooi my woorde gebruik, want die manier hoe ons as Katolieke praat, ons gebruik baie nog steeds die ou betekenis van woorde, wat in die protestantisme en besonder die gereformeerde tradisies, soos wat ek het geleer het, bietjie verander het. Maar vir ons is daar 'n realiteit, 'n baie besonderse realisme in die sakramente, sodat die sakramente nie net vertel van iets nie, maar ook doen waarvan dit vertel. Streng gesproke eintlik, om dit reg te stel, God doen deur die sakrament waarvan die sakrament vertel. So, daarom glo ons dat, dis nie maar net soos wat water, iets wat vuil is skoon was, so was die Here ons deur sy bloed skoon nie. Ja, dit is deur die bloed van die Here, maar op 'n besonderse manier, die doop reinig ons van sonde. Hy dit doen waarvan dit vertel. Dieselfde met die Eucharistie dan en ook die ander sakramente. So daar's 'n baie sterk realisme, sakramentele realisme vir ons in. En die rede daarvan is omdat ons terugval op die ou Griekse betekenis van die woord simboliek. Simboliek in die moderne konteks beteken eintlik gewoonlik maar net soos ek het beleef het. Dis maar net iets figuurlik. Dis iets wat nie regtig so is nie. Terwyl in die Katolieke en ortodokse tradisie die woord symbolijn terugval op die Grieks, naamlik dit is om twee dinge by mekaar te bring en 'n besonderse nuwe realiteit te skep. So in ons konteks, jy vat die materie, jy bring die goddelike, jy bring dit by mekaar en jy het jou simbool en daardie simbool is 'n kanaal en 'n werktuig van God om te doen waarvan dit vertel. So symbolijn om saam te bring. En dis waarom die kerk ook, dan as ons praat oor die kerk as liggaam van Christus en sakrament, dan is die kerk eenheid vir ons daarin gesetel. Die teenoorgestelde van symbolijn is diabolijn, om uit mekaar te dryf, waarvan ons ook die woord diabolos kry, die duiwel uit die bose kry. En dis waarom skisma, of die breek van kerkeenheid vir ons so geweldige sonde is. En dit word daarmee stem ek heeltemal saam. Ja, dit word nie genoem een van die doodsondes nie, maar in die kerktradisie is dit soos 'n 8ste doodsonde, om die kerk te skeer. Ek hoor. Nee, en ek moet sê, kyk, by ons, ons een professor het dit altyd vir ons baie goed verduidelik, die Griekse woord vir duiwel, jy is inderdaad reg, is diabolos, en beteken letterlik om dit wat by mekaar hoort uit mekaar te skeer. En dit is die werk van die duiwel in die kerk vandag. Hy wil die kerk skeer, dis sy werk in die huwelik.
Hy wil God bring 'n man en 'n vrou bymekaar. Die huwelik is deur God geordineer en is bedoel om te hou vir so lank as wat albei partye leef, maar die duiwel sê kom ek kyk wat kan ek doen om hulle uitmekaar uit te kry. Maar ek dink die gevaarlikste terrein is op die kerk. En ek dink as 'n mens kyk na die kerkgeskiedenis, die duiwel is baie listig en hy's nie lui nie. Hy het duisende en duisende jare se ervaring van oorlogvoering en hy het gesien toe hy dit nie meer kon regkry om die kerk aan te val deur vervolging nie, toe begin hy die kerk van binne af aanval. En dit is wat ek dink ons baie sien op baie plekke vandag, dat die kerk word al van binne af aangeval. Ons maak vyande van mekaar, ons sê ek kan nie saam met hierdie persoon lewe nie want hy het hierdie en hierdie siening, ek kan nie hierdie persoon respekteer nie want hy het hierdie en hierdie siening, kom ons gaan ons aparte paaie. Maar soos ek stem 100% saam dat kerkskering is sonde. En dis iets waarvoor so, byvoorbeeld soos ek vroeër gesê het, in my gemeente, ek het die wêreldse respek vir mense wat voel, hulle kan vroue ouderlinge uit die skrif regverdig. Ek het die wêreldse respek vir hulle en ek is lief vir hulle, ek leef saam met hulle, ek dien op die kerkraad saam met hulle en ek gaan nie probeer om hulle standpunt te verander nie, want ons het nou al gesien deur die jare in die gereformeerde kerk, daar is 2 standpunte daaroor en dis moeilik om maar dit daar gelaat. Die punt is wat ek wel verbaal en openlik voorstry by my gemeente is kerkeenheid. Die vraag is nou net, hoe gaan daai kerkeenheid lyk? Want iewers gaan iemand moet 'n kompromie aangaan, ons weet nie watter kant nie, en dis wat sake so moeilik maak, maar ek stem heeltemal saam, net om terug te kom na die Eucharistie en die nagmaal, ons glo ook, dat, kyk, Zwingli, Luther en Calvin het nie dieselfde sienings oor die nagmaal gehad nie. Hulle het redelik ver van mekaar afgedryf. Martin Luther en Zwingli het een keer saam gesit en hulle het gesê, ons stem saam oor alles van die protestantse geloof, maar met die nagmaal moet ons vir ewig van mekaar skeer. So ons glo ook die Heilige Gees doen iets werklik. Ons glo, soos wat aardse wyn jou liggaam voed en brood jou voed die Heilige Gees, hy doen iets kragtig, al kan jy dit nie sien nie, maar ek weet dit is nog steeds nie op die vlak wat die Rooms-Katolieke Kerk daai simbolyn, soos wat jy dit verduidelik het, beskryf nie. Ek dink dis waar ons maar bietjie verskil, maar daar's baie ooreenkomste ook. Ja, dit val saam met wat ons in die Katolieke Kerk het, die liturgiese sakramentele wêreldbeeld binne die konsep van theosis, wat ons glo dat ons, en ons deel dit baie sterk met die ortodokse kerk, is dat ons nie maar net gered word van die sonde nie, maar dat ons gered word ook om ons oorspronklike doel te vervul, en dan uiteindelik daarheen te gaan, en dit is om deel te kry aan die goddelike natuur, en die wêreld wat daarby ingebring word deur te deel in God se glorie. En daarom in die sakramente beleef ons en glo ons, doen God op 'n besonderse manier wat hy gedoen het reeds in Christus, wanneer Christus met sy materiële liggaam die hele paadjie van mens stap, deur die dood gaan en 'n verheerlikte liggaam dan kry. So die gebroke materie van hierdie wêreld word in Christus, in sy liggaam op 'n besonderse manier reeds tot verheerliking gebring en was verenig, maar meer so op 'n verheerlikte manier na sy dood. Sy liggaam kry nou nie meer honger en dors soos voor sy dood nie. En dat dit die paadjie is van alle materie. Van al die materie. Natuurlik binne ek wil nou nie die woord hiërargie gebruik nie, maar binne die plek van die mens, die dier en die plante en die res van die skepping met elkeen die skepingsorde. Maar dit is die paadjie van die totale skepping. En in die sakramente, vir ons, omdat die sakramente direk vir ons verband hou met Christus, sy priesterlike werk en uitvloei uit Christus se verlossingswerk, daarom in die sakrament gebeur ook reeds dit wat met hom gebeur het. Daarom dat gewone brood en wyn nie meer gewone brood en wyn is nie, maar sy liggaam en bloed word, en dan wanneer ons dit eet en drink, dan
eet en drink ons sy liggaam en bloed. So dit is 'n baie groot raamwerk van waar binne hierdie beskouing van ons staan, die theosis raamwerk, die sakramentele wêreldbeeld. Net vinnig ook rondom terug te kom na die ampte toe, nie om volledig terug te gaan na die rol van die vroue en hoekom nie en dit nie kan wees nie. Vir ons, en ek dink miskien in die gereformeerde kerkreg is dit ook so, daar is vir ons 'n baie sterk onderskeid tussen die algemene priesterlike werk van al die lidmate en die besonderse priesterskap van die priesterorde, die sakrament van die priesterorde. Daar is die gewone manier waarop God werk, die besonderse manier waarop God werk en die algemene extraordinêre manier waarop God werk. Ons sien dit in die Ou Testament alreeds. God werk gewoonlik deur die priesters. Wanneer daar probleme opkom en die priesters nie hulle werk doen nie, dan kom daar profete van buite soos Amos wat agter die skape weggevat word. Maar wanneer die priesters hulle werk doen, dan sien ons dat van die priesters self is profete. En of hulle doen goeie werk en dan is daar nie van buite af profete as sulks noodwendig nodig nie. So, nou net so is die algemene priesterskap van die totale kerkvolk, maar die besonderse priesterskap van die priesters in normale sin van die liturgiese woord, draai vir ons rondom die sakramente. En dit het 'n baie besondere sakramentele taak in die besonderse sin van die woord. So op 'n besonderse, ordinêre manier werk God deur die sakramente, met die lidmate, met die wêreld, en daarom het ons hierdie liturgiese priesters wat vir ons bedien met die sakramente in persoon van Christus, in persona Christi. Dit beteken nie dat God gebind is daaraan nie. God kan altyd op 'n extraordinêre manier werk. En dit is waarom ons dan byvoorbeeld van Justinus die Martelaar al af, maar in besonder met Vatikaan II dan ook praat dat God die genade, want sonder genade kan iemand nie gered word nie, maar dat God op 'n extraordinêre manier binne sy wysheid, binne sy alwetendheid, op sy manier met iemand kan werk buite om die kerk, buite om die normale priesterskap en selfs die sakramente, die normale 7 sakramente en iemand tot geloof sou kon kom. Ja. Ja, ek dink Jacobus het dan iets baie belangrik geraak en ek dink ek wil net vinnige storie vertel en dan dink ek wil my punt maak daaruit. So ek het onlangs iets dokumentêr van Paus Benedict die 16de, of Benedictus in Afrikaans, gekyk en ek dink dit was in 2005 of 2006 toe hy na kom ons met maar interkerklike, kom ons sê katholieke Literaanse dialoog. Het hy, ek dink hy was direk betrokke by die dialoog self nie, maar dit was 'n konferensie of iets in daai lyn in Duitsland self. En talle van die Luterane het verwag of gehoop, die paus kom met 'n geskenk en die geskenk is om te sê vir hulle dat julle orde of julle ampte en spesifiek dan julle Eucharistie is ten volle valid. Probeer nou dink geldig, dink is die Afrikaans. Ja, geldig, ja. Seker, dalk weet ek vir ook 'n beter woord is spesifiek in hierdie konteks. Maar anyway, punt is dat en party van die Literaanse verteenwoordigers is ontsteld en sê maar ons nou eintlik verwag jy bring ons hierdie geskenk dat die Katolieke Kerk van hulle kant af sê spesifiek ons gee julle daai, jy weet, julle ordes is valid, julle sakramente is valid. En daar's volle gemeenskap, amper soos met die ortodokse. Nou, en die punt wat ek wil maak daaruit, as daai verhaal, en wat Jacobus ook gesê het, en ek dink dit is iets waaroor
veral nou van ons kant af as Katholieke en jy weet vir jou is wat 'n dominee predikant is dat jy weet ons sien nie byvoorbeeld dat jou werk as 'n bedienaar van woord en jy weet ons sonder soos Jacobus ook verduidelik het dalk 'n ander fokuspunte hê op wat mense regtig bedoel met woord en sakrament, maar die idee van om die evangelie te verkondig, om mense pastoraal te lei, te beskerm, te voed met die skrif. Ons sien nie byvoorbeeld as Katholieke dat dis alles nul, beteken niks. Alles kan net binne gebeur rondom of binne die normale orde van sake, met ander woorde binne die Katholieke kerk self. Nou ons sal sê dat daar's 'n volheid, daar's 'n volheid van waarheid en 'n volheid van wat Christus bedoel het. Of ek kan sê die volheid van Christus se bedoeling vir die kerk en die rol van die kerk in redding byvoorbeeld, is ten volle ten vinde binne die kerk. Ek weet die Tweede Vatikaanse Konsilie die woord of die Latyns gebruik subsisten, so met ander woorde dat en ek noem dit ook want ek en Jacobus gaan 'n gesprek hê oor Josef Ratzinger of Paus Benedict se benadering tot ekumenisme en daai kom ons noem dit term van wat beteken dit as ons sê dat die kerk van Christus subsisten die Katholieke kerk in sy volheid. En jy weet die impak wat dit het op ander onderwerpe en gesprekke soos byvoorbeeld die validity van die Eucharistie en ander tradisies ensovoorts. So ek dink en ek voor ek dink ons kan met hierdie afsluit rondom hoe ons vorentoe kan beweeg. Nie net as die Katholieke kerk en die gereformeerde tradisies nie, maar selfs met ander hoofstroom protestante tradisies is, en ek dink dis iets wat 'n mens kan sien in dialoog oor die laaste 70 jaar veral, dat ons sien nie mekaar, en ek dink dis die eerste stap van ware ekumenisme en ware Christelike broederskap, is om nie mekaar te sien as vyande nie, maar as medewerkers tot die waarheid. En jy weet, daar is nie, ek glo nie daar's 'n arrogansie van die Katholieke kerk uit ons oogpunt om te kan sê dat ons glo dat die volheid van die waarheid binne die Katholieke kerk is die volheid van redding selfs, as gevolg van die feit dat dit die liggaam van Christus is en alles wat daaruit vloei. Maar ons sien nie ander Christelike tradisies of Christene as amper hierdie mense met wie ons nie veel moet kommunikeer, nie moet praat of iets soos dit nie, of wat hulle doen, of wat hulle in hulle kerktradisies doen is null and void nie. Maar ons sien die geestelike waarde en die werk en ons glo die werk van God is daar. Ek noem dit net as 'n ding waarmee ons kan afsluit, maar voor ek ons dit doen, wil ek net by julle hoor, en ek meen daar is nog baie om oor te gesels, wat is daar nog iets spesifieks, spesifieke, sal ek sê kwelpunt nie, maar 'n onderwerp, iets waaroor julle nog wil gesels. En ek vra dit want ek dink dit was nou nie op die beplanning nie, maar ek het net daar gedink, want daar is soveel, is dit 'n klein, kom ons sê niche ding, is daar iets wat een van julle nog wil opraak? Ag nee, ek dink ek is baie gelukkig. Ek dink van die beste gesprekke is die wat nie 100% volgens die skrip gaan nie. So ek dink dis van die beste gesprekke en ek bedoel ja, dit is lekker om saam te gesels al is ons in verskillende tradisies en al stem ons nie saam oor alles nie. Maar ek hou daarvan om meer te leer oor die Rooms-Katolieke kerk, sodat ek mense kan vertel daarvan. Ek bedoel, ek wil nie, as iemand my uitvra oor die Rooms-Katolieke kerk, vir hulle valse inligting gee nie. Ek sal vir hulle kan sê, as ek, so ek dink ek het baie geleer vanaand, en dit was baie lekker en insiggewend, so van my kant af persoonlik is ek reg. Ja. Kobus?
Ja, nee, dit was 'n baie lekker gesprek. Ek het baie geniet. En ja, ek is bly Brendan het dit so gewaag in die leeukuil. Ja, ja. So nee, baie dankie daarvoor. Ja, ek dink die gesprek is hierdie tipe van gesprek is baie belangrik om te kan voer. As ek nou sonder om te veel te sê, want ek kan nou nie te veel daar rondom sê as sulks nie, maar ek weet dat onder andere my biskop hy is die voorsitter van die Suider-Afrikaanse biskoppe raad, is hy die voorsitter van die ekumeniese kommissie, om dit maar net eenvoudig te stel. En binnekort is daar weer gesprekke wat gaan plaasvind, spesifiek rakende die ondertekening van 'n bepaalde tussen die Katolieke Kerk en die Lutherse Kerk, wel nie die totale Lutherse Kerk nie. Dis een van die Lutherse federasies daar in Europa wat die gesamentlike geloofsverklaring uitgereik het rondom die verstaan van die geregtigheid van God en regverdigmaking. So daar is uitnodigings gestuur na al die ander denominasies ook in Suid-Afrika. So daai gesprek vind later verjaar plaas en daar's so so dis altyd goed om oor hierdie goeders te gesels eerder as om mekaar te vind, want daar's groot probleme in die wêreld op die oomblik aan die gang, bedreigings van verskillende kante af, op 'n plaaslike vlak selfs, en ek dink meer selfs op 'n plaaslike vlak, en dit is veral op 'n plaaslike dorp, dan die Howick, Klerksdorp, waar jy skielik 'n krisis beleef in 'n skool, en dit kan nou wat ook al wees, dit kan nou wees oor selfde geslag badkamers, en skielik is Christene ontsteld. En ek dink veral in sulke situasies behoort Christene van verskillende denominasies mekaar se hande te vat, want ons behoort daarom seker dieselfde te probeer dink en dan skool toe te gaan en dan 'n gesamentlike front te vorm teenoor sekere dinge. So ek dink die gesprek is veral belangrik op 'n plaaslike vlak en ons kan baie goed uitdink om met mekaar te beklei oor, totdat jy, soos wat ek beleef het en dan skielik die hele chaos en problematiek het van die plundertogte wat daar was in 2021 en die dorp bedreig word en dit die taak van die geestelike leiers van die dorp is om te keer dat mense reg en geregtigheid nie in eie hande neem nie, want die polisie hardloop die bosse in en doen niks en dan word die dorp gelos. En ek moes dit, en ek het beleef hoe denominasies, die Lutherse Kerk, die Katolieke Kerk, die Gereformeerde Kerk, die Hervormde Kerk en die NG Kerk moes hande vat en die AGS moes hande vat om hierdie situasie te ontlont. So ons kan baie goed uitdink om oor te beklei op YouTube en op die internet totdat daar iets in praktyk gebeur. En ek dink dan is jy dom en waarskynlik ook verkeerd as 'n mens nie bereid is om in daai krisistyd ander mense se hande te vat nie. Ek hoor, ja. Ja, ek dink dan net aan iets wat ek net wil noem. Ek het onlangs of daar's 'n boek oor genade. Onlangs, wel, dis eintlik 2015 het die boek Paul and the Gift uitgekom deur John Barclay en hy is hy is nou emeritus professor van Nuwe Testament teologie by Dundee Universiteit, nie in Natal nie. Ja. Maar anyway, wat ek wil sê is, jy weet, ek het nie daai boek, die Paul and Gift is die groter volume, ek het nog nie groter volume bestudeer nie, maar ek het baie van die kleiner volume wat hy 'n paar jaar later skryf het, ek dink 2021 het dit uitgekom. En ek onthou, toe ek die eerste keer, en dit is voordat ek katholiek geword het, met sy werk, want dit kom daarop neer, en dis weer eens 'n heeltemal ander kwessie van hoe mens Paulus verstaan, en Paulus is, jy weet, hoe benader hy genade en geregverdigheid ensovoorts. En dit was my baie mooi, om dit so te stel, om toe ek daai boek gelees het,
of aspekte van die boek, of dele van die boek eerder, dat wanneer dit kom by hierdie tipe gesprekke, selfs dinge wat al honderde jare aangaan, soos wat ons teruggaan na die Heilige Skrif toe, soos wat ons teruggaan na die vaders van die kerk, en met dit by gesprekke met mekaar, oop gesprekke, kom mens baie keer tot ooreenstemmings oor goed wat mense nie bereid was om oor te dialoog met mekaar, maar eerder om mekaar te probeer uitvang amper. En ek onthou ek het hierdie boek, want dit gaan oor, jy weet, die verskillende aspekte van genade ensovoorts, en hoe beide protestante en beide katholieke nie enigiets noodwendig diep verander in hulle uitsigpunte nie, maar mekaar, anders na mekaar kan kyk. En meer, en as gevolg daarvan, 'n tipe vertroue en vriendelikheid met mekaar kan hê. En dit is nie net op teologiese, intellektuele vlakke nie, dit vind uiteindelik moet dit die weg vind in, soos wat Jakobus nou genoem het as voorbeeld, in ons samewerking met mekaar in veral sosiale kwessies en kwessies wat op die einde van die dag die menslikheid, of sal ek eerder sê die waardigheid van die mens aantas. Ek dink nou ook byvoorbeeld aan Paus Leo se ensikliek op kunsmatige intelligensie of AI byvoorbeeld. Jy weet, ek dink met alle respek dat jy weet, daar's verskillende kerkdenominasies kan dit lees en daaruit groot waarde put, alhoewel hulle nie katholieke is nie. So ek dink maar die enigste manier om daarby uit te kom is om mekaar meer te vertrou en oop te wees vir mekaar se partykeer kritiek, maar ook jy weet, positiewe dinge wat ons vir mekaar te kan sê. So Ja. Ek weet nie of julle net iets wat by dit wil las nie, andersins ja. Ja, ek dink dit was 'n baie positiewe en opbouende gesprek, wat ek dankbaar vir is. So ek dink, kom ons eindig dit op 'n hoë noot. Ja. Alright. Nee, maar dankie julle. Ek moet sê, ek en Brendan het al hier by my huis hierso buite gebraai, gesels ons oor die bieg, confession en ander. Ja. Dit is altyd vir my lekker om met Brendan te gesels en met sy, jy weet, oopheid. Jy weet, oopheid beteken nie noodwendig dat jy wees so oopboek in die sin, of nie oopboek nie, 'n open-minded persoon, maar jou breins val uit. Jy het nie eintlik, jy's open-minded, maar beteken jy het nie regtig standpunte nie. Men dit is glad nie so nie. En so ek waardeer dit, Brendan, en dankie Jakobus dat jy, ek was nou vanaand af die moderator. Net vir die moderator, okay? Nee, anyways, maar nee, dankie Jakobus, dankie Brendan, en ons gaan definitief weer so maak. Ek dink daar is soveel gesprek om nog te hê oor baie verskillende onderwerpe, en so ek hoop elke van julle het ek weet nie, mense sal dalk hierdie kyk nie noodwendig in die aand nie, maar by ons is dit nou aand. So ek hoop aand, en dan gesels ons verder. Ja, ons gesels weer, en baie dankie vir julle tyd, en dit was baie lekker om met jou te gesels, Jakobus. Ja, dit was baie dankie vir jou tyd, Brendan, en vir jou nou ook, Werner. Dankie. Asai.